Baie welkom. Ek glo en vertrou dat dit sommer baie goed gaan met u en dat die waarheid van die woord van God vir u altyd van kardinale belang is. Nou ek gesels weer eens oor misleiding in die kerk en vandag gesels ons oor die sogenaamde name it en claim it gospel. Die name it en claim it, dit wat jy vra en dit wat jy noem, dit kan jy verkry deur die krag van jou woorde en dit is absoluut misleidend en dit is maar weer eens een van die misleidings wat ons vind in die valse prosperity gospel. Nou ons gaan weer 'n paar videoklips speel, jy gaan hoor wat van hierdie leraars, valse leraars gesê het en ons gaan alles beoordeel in die lig van die skrif. So kom ons spring dadelik weg. Nou in die eerste plek, wat is die oorsprong van die name it en claim it leerstelling? En 'n mens hoe verder te gaan soek is natuurlik die Word of Faith movement waarvan Kenneth Hagin die vader is nie. En hierdie mense het hierdie leerstelling na vore gebring en hierdie gedagtes, as ek sê, vind ons by die charismatiese beweging of die Word of Faith movement. Nou daar is sekere kerke, denominasies wat ook hierdie ding toepas in hulle kerke, want hulle leer dit maar aan en dit is baie ernstig en natuurlik 'n verdraaiing van die woord van God. Dit kom nie voor in die woord van die Here nie, maar hierdie mense name it en hy claim it en dan kan hulle dit ook ontvang. Nou, die name it en claim it gospel leer die volgende, dat gelowiges die autoriteit het om deur die krag van jou geloof, en hulle noem dit natuurlik the faith of force, met ander woorde, daar's geloof in jou geloof, dinge te noem en dit te eis deur die krag van jou woorde, natuurlik deur power of faith, en dit dan ook te laat realiseer. Nou kom ons gaan luister vandag na 'n videoklip van 'n kenner wat praat oor hierdie sogenaamde hierdie leerstelling van die name it en claim it en ons hoor wat het hy te sê. One thing that's dangerous about some of this name it and claim it stuff. So some of the key figures out there would be people like Kenneth Copeland, Benny Hinn, Kenneth Hagin. These are some figures that we should be very discerning about. Fred Price, Jan Crouch, all these type of people have promoted this name it and claim it type of speaking. And I think that it was E.W. Kenyon who was kind of the originator of this Word of Faith movement. And the Word of Faith movement, as it relates to metaphysical new thought, it's this words have force. If you just speak it, you can materialize this. And I think that that's really dangerous. Like, it doesn't allow room sometimes just to be aware of what's really going on. So it blocks you to an objective reality because you believe the only reality is this positive reality that you're trying to envision for the future. And so, you just don't really allow yourself to think about things negative or believe anything negative. Nou ja, dit is baie waar wat hierdie man leer en nou ja, is name it en claim it theology biblical, is dit werklik Bybels? Ons gaan hoor wat sê Kenneth Copeland en natuurlik ook gaan ons luister na Paul Crouch, dis twee van die Word of Faith movement leraars en ons gaan luister wat hulle te sê het en dan gaan ons daaroor gesels. Kom ons gaan kyk. No, we're part of the name it, claim it, reap it. Yes. That's who we are. Well, and George, hey, we named it, claimed it, blabbed it, grabbed it, and we have it. We do have it. We're the one with the airplane. Yeah. Zuh. Yeah. Yeah. Airplane, zuh. Zuh. Darkened world today, but he's waiting for you and me to say, oh, that spoken word is the key. Speak that thing, decree that thing, and it shall come to pass. Whatever it is in your life that you're decreeing. Nou ja, dit is Kenneth Copeland en Paul Crouch en hulle sê spreek dit en verkry dit. Jy kan dit net noem en jy kan dit kry. En hulle praat natuurlik, wie is die mense met die vliegtuie, wie is die mense met die geld. En Paul Crouch sê, speak it and you shall receive it. Nou dit is absoluut 'n misleiding, dit is 'n dwaling in ons kerke en dit is absoluut iets wat vermy moet word en alle koste. En dit is absoluut wat die Word of Faith movement dan ook leer. En hierdie mense, wanneer dit nou nie plaasvind nie, dan het jy te min geloof, hulle lidmate word geleer, as jy dit nie kry nie,
dan moet jy gaan kyk of jou geloof in orde is. Jy het dalk nie genoeg geloof in God nie. En wanneer hulle dit nou weer nie gebeur nie, dan begin hierdie mense vertroue verloor en hulle geloof begin skipbreek ly. Nou kom ons gaan luister wat sê Charles Finney. Ek het net 'n skyfie van hom, nie 'n videoklip nie, kom ons gaan lees wat hy sê. Nou hy sê the creative ability of man comes through his spirit, met ander woorde deur jou gees. He speaks spirit words that work in the world of the spirit. They will also dominate the physical world. Met ander woorde, dit wat jy in die gees spreek, sal ook in die realiteit, in hierdie fisiese wêreld realiseer. He breathes spirit in life into God's word, and it becomes a living substance, working for him as it worked for God in the beginning. Met ander woorde, toe God woorde gespreek het en die aarde geskep het, so sal dit dan ook vir jou werk in hierdie lewe. Absoluut 'n dwaling. Dit kom nie in die woord van God voor nie. Dis die valse profete waarvan die woord gespreek het in die laaste dae. En kom ons gaan kyk wat Kenneth Hagin ook te sê het, ongeveer presies dieselfde woorde. Nou Kenneth Hagin sê, you can have it what you say, you can write your own ticket with God, and the first step in writing your own ticket with God is say it. So jy moet dit spreek en jy sal dit verkry. Hulle domineer die woord, hulle domineer wat hulle demand God as 'n ware, en dit wat jy spreek, sal God in werking tree vir jou, omdat jy dit gespreek het. Absoluut skrikwekkend, en 'n mens moet gaan kyk na hierdie dinge, en dis baie belangrik, want ons gaan nou luister na wat Nikki van der Westhuizen te sê het, en jy gaan nou die misleiding sien, hoe dat hy dan voertuie, wat mense wil voertuie hê van die Here, hulle voertuie begeer, en hulle sal dit verkry, en kom ons gaan kyk wat sê hy. I feel this very strong before I carry on. Some of you are trusting God for new vehicles. Those of you are trusting God for a new vehicle, for a new car, I want you to, come on, get in agreement with me. I just have to stop here because God is interrupting me and He's going to demonstrate to you that He's going to give you a brand new vehicle in this year. Come on. If you're believing God for a car, for a vehicle, let's stand in agreement right now. Father, in the name of Jesus, I speak that over that person's life. I call that new vehicle in Jesus' name, and let it be done for them right this very moment. Father, I thank you that even in the next couple of days it shall manifest. Father, that you will provide for them new vehicles in the name of Jesus, and we call it forth out of the spiritual realm into the natural in Jesus' name. Now give God some praise there, and just put out a heart thing on the Facebook comments. This is going to happen, and I want to hear about that testimony when you get your car. Nou sal mense die vraag vra, ek wonder of Paulus hierdie soort van leerstellings geleer het, hierdie soort van uitsprake, speak it and you will receive it, name it and claim it. Ek wonder of Paulus en die apostels hierdie goed, ons sien dit nêrens in die woord van God nie. Nou waaroor in die laaste dae sal ons nou hierdie soort van valse lerings in ons kerke en by mense dan sien? Nou hy sê dat mense God moet vertrou vir voertuie, nuwe voertuie, en dan kan hy die res hoor wat hy gesê het. Hy speak it en hy declare it, en hulle moet saam met hom vertrou, dit gaan gebeur in die volgende oomblik, in die volgende paar dae, en absoluut totale misleiding. En natuurlik dan, hierdie woorde van krag, sal jou name it, as jy dit noem, en jy claim it, dan roep hierdie dinge wat nie bestaan nie, asof hulle bestaan, en net God het daardie vermoë, volgens Romeine 4:17. En natuurlik, dit wat hy gesê het, spreek van self, die valsheid daarin, dis iets wat nooit gaan gebeur nie. Jy kan God nooit demand om vir jou dit te gee en dit te realiseer soos dit jou behoefte pas nie. Maar kom ons gaan luister na nog een van die valse leraars, Keith Green. En kom ons gaan luister wat hy sê, dat jy met meer eis, as jy het name and claim it, you must claim more, jy moet meer eis, en dan sien ons die greedigheid wat na vore kom. Kom ons gaan luister. Well, there's somebody
who wants it all, the devil. He wants everything. He wants the church to have nothing. He wants you to have nothing. He's a thief. He's a robber. How many understand? You need to shut him down. You need to bind him up concerning hindering your provision coming to you. And that's what the Lord told him to do. He said, you stand up and you say this, Satan, you take your hands off my money. I bind you. I forbid you to hinder the flow coming to me. And then he said, claim what you need. That's another way of saying lay hold. Are most church-going people doing this? No, they are not, which explains why so much is not happening. Claim what you need out of this world system. If you need $1,000 to pay a bill, and let me give you some advice, claim some extra. Go ahead and round it off on the fat side. You know, if you need $1,000, claim $1,250. Or, you understand what I'm saying? Claim some. You'll find something to do with it. And claim what you need. Now see, here's where a lot of people stumble. They go, well, I don't want to tell the Lord what to do. You're not telling him what to do. You're doing what he told you. Nou ja, dis die misleiding agter hierdie leerstelling. Nou sê hy, jy vertel nie die Here wat om te doen nie. Die Here vertel vir jou wat jy moet doen deur sy woord. Nee, God het dit nog nooit geleer nie. En waar die mense aan hierdie gedagte kom, weet hulle alleen. Nou sê as jy enige geld nodig het om 'n rekening te betaal, moet jy dit claim sommer ekstra. En jy moet die duiwel bind oor jou finansies. Dit is absoluut Word of Faith Movement leerstellings. En daar's baie mense wat hierdie goed toepas in ons kerke, baie gelowiges wat aan onkunde betrokke raak hierby. En dit is absoluut misleidend en dit moet vermy word teen alle koste. Die Here se woord is baie duidelik dat hy in ons behoeftes sal voorsien en daar's niks fout om die Here te vra vir 'n behoefte nie. Maar hierdie mense demand God, hulle vertel vir God wat om te doen en as hulle dit dan claim en hulle name it en claim it, dan moet hulle dit ontvang. Absoluut skokkend. Nou hy sê dat die duiwel alles wil hê en die kerk niks nie. En dan gebruik hy dit, verwys hy definitief na Johannes 10 vers 10 en hy gebruik dit buite konteks, waar hy sê die duiwel het gekom te slag, te steel en te verwoes. En dis absoluut nie wat daardie skrif leer nie. Daardie skrif het niks, daar's nie 'n konteks in daai skrif wat sê dis net finansiële voorspoed nie. Dit is lewe in Christus en in oorvloed in Christus. So dit is waaroor dit gaan. En hy sê dat die duiwel gebind moet word. Totaal onskriftuurlik. Niemand kan die duiwel bind behalwe God nie. En hierdie mense gebruik skrifte buite konteks, absoluut skokkend. Nou ja, hy sê claim sommer ekstra en dit is wat jy moet doen. Absolute leerstelling wat nie uit die woord van God kom nie, dis duiwelse leerstellings. So kom ons gaan luister wat sê Joyce Meyer. Kom ons hoor wat sê sy oor hierdie saak. That there's power in life in right words, that words are containers for power. And I don't care what kind of a mess you've got. I am begging you tonight to stop talking about it and start talking about what the Word says and what you can have. Make yourself a list. Do some work. Do some homework. Make sure you've got a scripture to back up every one of your confessions. We're not talking about some magic, goofy, weird, new age thing. I'm talking about doing what the Bible says, calling those things that be not as though they are, prophesying to the dead, dry bones in your life. Oh, you dry bones, hear the word of the Lord. Maybe you need to get your checkbook out and say, oh, you checkbook, hear the word of the Lord. You are not going to stay empty all of your life. Nou, Joyce Meyer gebruik die skrifte totaal buite konteks, soos enige ander valse profeet, en daardie ding van roep die dinge wat nie bestaan nie, asof hulle bestaan, is 'n skrifgedeelte wat slegs toekom en 'n ding wat God alleen kan doen. En ons lees dit in Romeine 4:17 en Esegiel 37, die dooie bene is wat God laat spreek, dit spreek van die volk Israel wat herlewe, en dit is mense, hierdie mense gebruik enige skrif om die false prosperity gospel 'n realiteit te laat word in hulle lewens, en u kan hoor dat dat checkboek, as jy met jou checkboek spreek, dan moet hy kan nie altyd leeg bly nie. Dis absoluut onskriftuurlik. Nou goed, kom ons gaan kyk na die redes vir hierdie valse
leerstelling en waar hulle dit uit konteks gebruik, Matteus 11:24, waar hy praat van, as julle geloof het, kan julle sê vir hierdie berg, werp jou in die see, dan sal hy dit ook doen, en dit word natuurlik buite konteks gebruik, want dit is nie letterlik nie. Hierdie skrifgedeelte spreek van geloof in God, en nie jou geloof wat 'n creative power dra nie. Nou as jy geloof het, en jy is in God, en jy vra 'n ding, en jy glo dit, sal God dit vir jou laat realiseer, volgens sy wil, en nie jou behoefte nie. En dit is wat hierdie mense dan mis in die skrif. Nou die name it and claim it gospel, leerstelling, is in stryd met dit wat die woord van God leer. Gaan wys my enige skrifgedeelte in die woord van die Here, wat sê dat jy dit moet doen. En as dit nie daar is nie, moet jy dadelik jou onttrek van hierdie tipe mense. Die gedagte dat die gelowige op gelyke voet is met God, deur dinge in bestaan te spreek en daardeur te eis, is 'n gruwelike verdraaiing van die skrif. Ons is nie op gelyke voet met God nie, ons is nie God nie, ons gaan in geloof na God toe, ons roep hom aan as ons hom nodig het, en hy sal ons verhoor volgens die behoefte, en dit is wat God doen. Maar hierdie mense spreek dinge asof hulle self God is, hulle is op gelyke voet met God. Totale onskriftuurlike leerstelling. Nou ja, die name it and claim it gospel is selfgesentreerd en is op die behoeftes van die mens ingestel. Die eie ek. En dit is waaroor dit gaan vir hierdie mense. Dit gaan oor materiële dinge wat hulle hier kan geniet, en hulle spreek dit asof dat God is wat daar spreek, en dit moet net plaasvind. Absolute dwaling. Nou goed, ek sluit af met die skrifgedeelte Matteus 6:31-33. Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet? Of wat sal ons drink nie? Of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene. Want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Dan sê hy, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Dis 'n belofte wat God vir sy kinders gee. Maar soek die koninkryk van God, nie jou eie behoeftes, die name it and claim it gospel nie. Dit is absoluut teleurstellend dat hierdie goed in ons kerke plaasvind, en ek gaan nie elke kerk daaronder noem nie. Dit is so dat baie van die kerke dit nie doen nie, maar veral uit die charismatiese Neo-Apostolic Reformation en die Word of Faith movement is hierdie 'n baie populêre gebruik. En dit is absoluut 'n dwaling. Mag die Here ons lei deur sy Heilige Gees om in die woord van God in te delf en te kyk wat is die waarheid, dat ons daarvolgens kan handel. Tot 'n volgende keer wanneer ons weer gesels, mag die Here u seën. Totsiens.